gaan met ons Bybelstudie, en as ek reg onthou, dan moet ons by Openbaring 19 begin, né? Die derde groot visioen wat Johannes sien, is waar ons vanaand moet begin. So ek het so 'n idee, ons moet maar begin daarmee. As daar dan nog mense is wat inkom, dan sal ek hulle toelaat. Ek los net hier op die kant gou die deelnemers se blokkie oop, wat ons net kyk. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons ook as ons vanaand rondom Openbaring bietjie stil staan en opnuut net weer kan hoor dat U die oorwinnaar van oorwinnaars is, dat U uiteindelik alles in U hande hou en dat U met die hele skepping en ook met die hele geskiedenis onderweg is na daar waar U met ons wil uitkom. Daarom wil ons vanaand ook vir onsself so voor U kom neerlê met die gebed dat U ook U woord vir ons sal oopbreek en dat U met ons sal praat, sodat ons dit ook kan doen wat U vir ons leer. Geef ons die genade om te hoor wat U sê, om ook te verstaan wat U sê, want dit kan ons nie anders as deur U Heilige Gees nie, en wanneer ons dit verstaan, dat ons dit dan kan uitleef ook in ons daaglikse lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, hoofstuk 19 van Openbaring begin die derde van Openbaring se groot visioene. Nou die van julle wat die boekie lees sal agterkom, ek het praat meer dikwels van visioene binne in die visioene. So ek sê byvoorbeeld by hoofstuk 19 se opening sê ek daar's drie visioene in die ding. Maar ek het nou vir julle van die begin af weer verduidelik, verstaan daar gesigte. Want Openbaring bestaan uit hierdie groot visioen van Jesus Christus en sy kerk, dit waaroor ons toewydingsweek hierdie jaar gegaan het, en dan Jesus Christus in die kosmos, waar die troonsaal van God geskep is, en as alles goed gaan, en dus die beplanning loop, gaan ons Sondag so 'n bietjie oor Openbaring 4 gesels, en dan met hierdie hele kosmos in gedagte wat God mee onderweg is vanuit die troonsaal, kom ons dan uiteindelik by die gesig wat handel oor die saak sien ek kom Maxie ook in, oor sien ons die gesig wat handel oor Jesus Christus wat in die geskiedenis teenwoordig is. Hallo Maxie, hoe gaan dit? Sit net jou mikrofoon aan asseblief, dan kan ons met jou gesels. Maxie, is jy op jou telefoon? Ja, daar is hy. Kan jy my nou hoor? Ja, ek kan jou hoor, ja, dankie. Dis goed, nou is julle by ons. Ek is baie bly julle het bygekom, of jy het bygekom. So ek het net gesê, ons het nou geopen met gebed, en ek het gesê, ons is nou besig met Openbaring 19, en toe nou net bietjie Openbaring 19 in konteks geplaas, want Openbaring 19 begin die derde groot visioen. Die eerste visioen was Jesus Christus en sy kerk, die deel wat ons nou hanteer het in die week van die week van toewyding wat ons gedoen het, en dan die tweede visioen begin met die openbaring van die troonsaal in die hemel, en daardie visioen loop deur tot aan die einde van hoofstuk 18. En dan eers weer in hoofstuk 19 kom daar 'n nuwe visioen aan die beurt, en dit handel hierdie laaste visioen handel dan oor Jesus se teenwoordigheid, sy regerende teenwoordigheid in die geskiedenis. So die kerk, die skepping en nou die geskiedenis word nou afgehandel. Nou hoofstuk 19 bestaan uit 3 gesigte. As jy nou die boekie gaan lees, dan sien ek praat daar van 3 visioene, maar dis maar 'n formulering wat ek daai tyd gebruik het, en ek het later tot die insig gekom dat 'n mens binne hierdie visioene, binne in die visioene liewer moet sien as gesigte wat Johannes dan nou sien binne in daardie visioen. So die eerste van hierdie finale oorwinnings visioene visioen waar Jesus as die oorwinnaar uit die geskiedenis uitstap, kan ons dan verstaan in terme van 3 gesigte wat in hoofstuk 19 afspeel. Die eerste van die gesigte strek tot by vers 4
en is 'n direkte reaksie op dit wat in hoofstuk 18 gebeur het met die vernietiging van Babylon en die verbranding van die groot hoer Babylon, of dan nou, soos wat ons nou vandag weet, Rome. En dan die tweede een is dan daardie veel besproke en baie kere verwys ons daarna die bruilofsmaaltyd van die lam, is die gesig wat Johannes dan sien, daar die bruilofsmaaltyd van die lam. En die derde een is wanneer die oorwinnende Christus op sy wit perd uitgaan en en uiteindelik die Satan en almal oorwin. Hoofstuk 20 gaan dan oor die gooi van die twee trawante van die duiwel, die dier uit die see en die dier uit die aarde, of die antichrist en die antigees in die poel van vuur. En by die einde van hoofstuk 20 sluit die duiwel self, die Satan self, ook by hom aan. My rekenaar sê vir my internetkonneksie is 'n bietjie onstabiel, en ek het nou ek is connected op my kamerakamer, wat so 'n bietjie dowwer is, maar julle moet vir my sê as ek opbreek of as julle my nie kan hoor of so iets nie. Stop my asseblief, dan kan ons liewer 'n minuut gebruik om oor te skakel na die ander modem toe, wat dan vir my 'n beter sein gaan gee, as wat ek nou het. Ek kan ongelukkig nie nou die studeerkamer se deur oopmaak nie, want ek het nou die ligreëlaar hier aan, sodat hy daar die plek 'n bietjie verkoel. Anders dood 'n mens van die warm in hierdie studeerkamer wat die hele dag toegestaan en gebrand het. Goed, ons praat oor die reaksie op die verbranding van Babylon. Dit is waaroor die eerste 4 verse gaan. Ons kyk hoe ver kom ons, en as ons dan die geleentheid het om nog te kan bietjie verder aangaan, dan gaan ons vanaf vers 5 tot by vers 10 toe ook aan, waar die bruilofmaal van die lam dan wees. Ek lees vir julle. Hierna het ek iets gehoor soos 'n harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedellose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here, haar rook styg tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen, prys die Here. So 'n paar dingetjies wat 'n mens mekaar net aan moet herinner. Ons net vir julle weer herinner aan die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens van Openbaring 4. Dit is die uitgangspunt waaruit Johannes nog altyd besig is om hierdie visioene, hierdie gesigte te sien. Hy is opgeroep na die hemel toe, die Gees het hom opgevat na die hemel toe, en daar het hy in Openbaring 4 het hy die troonsaal van God gesien, met God wat op die troon sit, en dan ontvou Openbaring 4 en 5 ontvou die persone teenwoordig in die troonsaal. Er word gepraat van 24 ouderlinge, 4 lewende wesens en 7 fakkels, wat die Gees van God is, en dan in hoofstuk 5 die lam wat voor die troon staan. So, dis die persone, die persona, wat in die troonsaal van die hemel is. En hulle is dan nou die wesens wat die res van die Openbaringboek laat uitspeel. Vanuit daardie posisie sien Johannes alles wat verder vorentoe gebeur. Alles in die visioen oor Jesus se regerende teenwoordigheid in die skepping en oor Jesus se regerende teenwoordigheid in die geskiedenis. So, nou weer klink daar 'n loflied op. En die loflied bestaan uit 2 dele en hulle word elke keer ingelei met in die Afrikaanse vertaling die woordjie prys die Here. Nou in die Grieks gebruik hulle eenvoudig die woordjie halleluja. Dit is 'n
'n Hebreëse uitdrukking wat in die Grieks oorgeneem is, en dit beteken letterlik prys die Here of loof die Here. So as hulle dan nou vertaal het hier en nie die haleluja behou het nie, dan moet ons die 2 halelujas raak lees. Die een is prys die Here aan die einde van vers 1, die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God, regverdig en reg is sy oordele, want hy het sy oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Goed, kom ons gaan net gou terug na hierdie dienaars toe. Onthou julle, toe ons hier by, en ek het nou nie vanaand gaan kyk nie, ekskuus, ek was die hele dag in Bloemfontein, ek het 'n bietjie vernietig gaan kuier, sy lyk goed, nie so goed as wat 'n mens haar ken nie, baie gefrustreerd, baie hartseer 'n bietjie dink ek, omdat sy in vreemde omgewing is en sulke goeders, maar sy lyk goed, dit gaan goed met haar en die wond is ook besig om mooi te reageer op die behandeling wat hulle gegee het, maar dis 'n soort tussen opmerking. Ek was in Bloemfontein gewees, feitelik die hele dag. So ek het nou nie gaan double check watter hoofstuk dit hierdie is, waarin Johannes die siele van die martelare onder die altaar sien. En hierdie siele roep met 'n harde stem uit tot God en vra, hoe lank nog, Here, hoe lank gaan U nog wag om ons dood te wreek op die bewoners van die aarde? En dan kry hulle die antwoord, hulle kry lang wit stolas en hulle kry die antwoord, wag nog 'n bietjie totdat al die ander martelare wat soos julle doodgemaak moet word, saam met julle onder die altaar is, dan sal ek dit wreek. En hier kry ons nou die antwoord. Hier word nou die dood van al die martelare wat onder die altaar van God is, word dit nou gewreek. So, hulle het, God het nou woord gehou, het dit nou voltrek, Babylon is vernietig, die dood van die martelare onder die altaar is gewreek, en ons kan met rustigheid sê, die begin van die afloop van die geskiedenis gebeur oomblik vir oomblik in God se hande. Daar is nie 'n oomblik, nie een enkele oomblik, en ek wil dit verskriklik beklemtoon, want ek sit baie dikwels by mense wat in nood verkeer, in siekteomstandighede verkeer, of wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, wat vra waarom, hoekom doen die Here die goed? My standaard antwoord is, die Here het nie beheer verloor nie. Onthou net asseblief dit, en dit is presies wat die eerste gesig van Openbaring 19 vir ons wil sê. God het nie beheer verloor nie, hy is nog altyd volledig in beheer. Daardie siele onder die altaar wat geroep het, hoe lank nog, Here, kry nou hulle antwoord, hulle dood word nou gewreek. En dan is daar 'n tweede halleluja, 'n tweede prys die Here, en dit gaan direk oor die straf op Babylon. Haar rook styg tot in alle ewigheid op. Nou, alle ewigheid is vir ons wat in terme van tyd en ruimte dink en leef. Dit is 'n verskriklike moeilike begrip om te verstaan. Want ons kan nie anders as om ewigheid ook eintlik te verstaan as 'n tipe van 'n tydsbegrip. Maar ewigheid is presies die teenoorgestelde. Ewigheid is juis nie 'n tydsbegrip nie. Dit is binne in die ewigheid funksioneer tyd en funksioneer ruimte. Maar dis nie die definisie van ewigheid nie. Ewigheid word nie gedefinieer deur die feit dat ons in tyd en ruimte moet funksioneer nie. Ewigheid is die maklikste manier, dink ek persoonlik, waarop mense dit kan beskryf, is om dit in terme van 'n sirkel te verstaan, wat nie 'n begin en 'n einde het nie. Nie eers 'n spiraal nie, hoor, want 'n spiraal gaan ons nou net al verder en verder en verder in die ronde. Verstaan dit doodgewoon net as 'n eenkeldimensionele sirkel. Hy lê voor jou, en hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Hy gaan net aaneenlopend aan en aan en aan en aan en aan, so op sy enkel eendimensionele vlak.
gaan hierdie sirkel net doodgewoon aan en aan en aan en aan. So ewigheid is nie 'n tydsbegrip nie. Dit is 'n begrip wat oneindigheid, wat juis die onmoontlikheid van tyd vir ons wil kom beklemtoon. En nou word hierdie haleluja aan God gerig, omdat die rook van Babylon vir altyd en altyd, as ons dit nou so mag beskryf, dis 'n verskriklike beperkende begrip wat ek gebruik, maar vir altyd en altyd en altyd en altyd en altyd en altyd, sonder enige ophou of begin, sodat dit vir altyd net gaan bly opstyg. Dan gebeur dieselfde ding wat in Openbaring 4 telke male gebeur en waarvan daar in Openbaring 4 gesê word, dat elke keer wanneer die 24 ouderlinge kniel en die 4 lewende wesens vir God aanbid en haal hulle krone af en hulle sit dit op die grond voor hulle neer om hulle onderdanigheid aan God te illustreer, en dan aanbid hulle vir God, die lewende God wat op die troon sit. En daarmee eindig hierdie eerste gesig dan nou. Met die troonsaal van die hemel, waarin die ouderlinge en die lewende wesens, alles wat leef en beef in die troonsaal van die hemel, waar hulle weer eens net voor God neergekniel het, hulle krone op die grond neergesit het om hulle onderdanigheid aan God te bewys, en hier staan hulle is nou, God is nou die absolute inbeheer heerser, wat die oordeel voortrek het, wat sê dat sy oordeel van wie daar gesê word, en wat self ook sê dat sy oordeel regverdig en volmaak is, en wat die voltrekking van hierdie oordeel as 'n ewige straf, 'n straf wat ewig duur, oor Babylon aan te kondig. Ek wil terloops 'n opmerking hier maak, miskien dat julle nou nie so baie daarmee te doen as wat ek daarmee te doen kry nie, maar daar's groot bewegings in die wêreld, wat in die godsdienstige wêreld, wat iets daarvan wil maak, dat daar nie so iets soos 'n hel kan wees nie. Dat die God wat so goed is, dat hy sy seun aan 'n kruis laat sterwe, dat hy nie 'n ewige straf, waarin mense vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig oneindiglik gepynig gaan word. Daar's groot bewegings daaroor, moet julle nie laat mislei nie, daar is 'n werklike hel. En in die werklike hel gaan mense werklik in die buitenste duisternis, Jesus se woorde, uitgegooi word, en daar sal hulle ween en op hulle tande kners, en die wat nie tande het nie, sal tande kry. Maar kners gaan hulle kners. Dit is die hele gedagte wat die ou Gammad mos nou ook vir sy gemeente gesê het, hulle moet hulle gamma so vir hom sit te smile. Hy sê, as julle nie tande het, sal hulle geïsvo word. Maar kners gaan julle kners. Dit is belangrik dat ons verstaan, daar is 'n ewige ruimte waarin God nie teenwoordig is nie, en waarin mense hom nie meer gaan beleef nie. Dis die domein van die Satan, die finale domein van die Satan, waarin sy volgelinge vir ewig en ewig die straf van God gaan beleef. Goed, dan kom daar in die volgende gedeelte, ek gaan dit vir julle lees, 'n stem van die troon af, hierdie aanbidding van die Here is dan die derde haleluja van hierdie eerste gesig, en daar sê hulle net amen, en amen weet julle nou al, dit beteken dit gaan so wees, prys die Here, amen, haleluja. Dit is dan wat daar in die laaste sinnetjie van vers 4 van Openbaring 19 staan. En dan kom daar van die stem af, van die troon af 'n stem wat sê, luister mooi, loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, dis nou hierdie stemme wat so beskryf word, as die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, en soos die gedreun van swaar donderweer, hulle het uitgeroep, hier kom die vierde halleluja,
prys die Here. Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder het hy vir my gesê, dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid en hy het gesê, pas op, moenie, ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het en dit is die Gees wat die profesie gee. So, hier het ons nou die loflied oor die bruilofsmaal van die lam. En ek dink in baie opsigte is daar baie mense wat dink dis die hoogtepunt van Openbaring. Hierdie bruilofsmaaltyd van die lam. Dit is 'n hoogtepunt. Dit is verseker 'n groot hoogtepunt in al die gebeures van die Openbaring is dit verseker 'n groot hoogtepunt, maar dit is nie die hoogtepunt nie. Die hoogtepunt van Openbaring is die aanbreek van die nuwe hemel, nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. En tog word daar van hierdie bruilofsmaal van die lam verskriklik baie gemaak. As 'n mens nou net dink aan hierdie loflied wat uitgaan, loof ons God al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot, en hoe geweldig daardie stemme weer klink, die geluid van 'n groot menigte, die gedruis van groot watermassas en die gedreun van swaar donderweer. En die loflied wat hulle sing, prys die Here, ons God die Almagtige heers nou as koning. Dit is baie belangrik dat jy raak sien hoe hierdie ding in Openbaring nou uitloop. Hy het nog nooit sy koningskap verloor nie, hy het nog nooit sy heerskappy verloor nie. Maar hier word dit nou sigbaar, hanteerbaar, tasbaar, dat hy as koning heers en dat ons kan juig en bly wees en aan hom die eer gee, omdat ons, en dit is baie belangrik, uitgenooi is na die bruilofsmaal van die lam. En daarom God se geseëndes is. Nou die bruilofsmaaltyd van die lam word op baie verskillende maniere vir ons voorgestel en miskien kan 'n mens by geleentheid 'n slag daaroor praat as ons nagmaal het, dat ons iets verstaan van die skadu, die afbeelding van die bruilofsmaaltyd van die lam in die nagmaal in ons gemeente. Maar die belangrike ding hier is, daar's 'n maaltyd wat aanbreek en die lam is die bruidegom. So hy is die een wat kom om sy bruid te kom haal. Dit moet 'n mens van die Nuwe Testamentiese huwelik altyd onthou. In die Nuwe Testamentiese huwelik is die bruid nie na die bruidegom toe gevat, soos wat dit in ons tyd gebeur nie. Hy bruidegom wag by die kerk en die bruid kom kerk toe, of waar hulle dan ook al trou, as dit nie in die kerk is nie, dan op 'n ander plek. Maar en die bruid kom soontoe en dan ontmoet hulle mekaar daar. Nee, die bruidegom in die Nuwe Testamentiese huwelik het die bruid gaan haal by haar pa se huis. Hy het haar gaan by mekaar maak by haar pa se huis en dit was alles deel van hierdie formele sosiale en religieuse proses waardeur hulle is om dan nou getroud te raak. So die bruid maak haarself gereed en daar staan baie duidelik in die teks, God het haar vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Ons hoef nie te wonder wat hierdie fyn, helder blink klere is nie. Dit word vir ons verduidelik in die teks. Dit is die goeie dade van die regverdige dade van die gelowiges. So, dit wat ons uit geloof doen, ter ere van God se naam,
is die dade wat die weefsel vorm van hierdie bruiloftskleed wat die bruid van God aan het. En dan sê die engel vir Johannes, skryf dit op, want hierdie goed is belangrik. En want dit is God se woorde en dis waar. En dan as Johannes probeer om te aanbid, dan sê hy, nee, moet my nie aanbid nie, ek is net so 'n dienaar soos jy moet vir God aanbid, want Jesus het die getuienis kom lewer en die Gees het die profesie gegee. Ek gaan 'n bietjie hier verpoos, voor ons by die ruiter en die wit perd begin. Ek is net bang die inligting raak 'n bietjie baie vir julle. Ons het nog so 'n paar minute oor, ek is nie presies seker hoeveel nie. Hy sê nog nie vir my hoeveel minute oor is nie, so dis nog meer as 10. Maar kom ons gesels net gou 'n bietjie oor dit wat ek nou vir julle gegee het. Kom gesels gou 'n bietjie saam en dan lig julle 'n bietjie julle gedagtes in. As julle vrae het, vra 'n bietjie julle vrae gou dat ons kan kyk of ons nie hierdie hoofstuk 19 lekker in die sak kan kry en met hom kan lewe nie. Nee, dis nie 'n baie moeilike visioen nie, of 'n moeilike twee gesigte wat ons deurgewerk het. Dit is eintlik relatief eenvoudig. Die belangrike ding is net dat ons raak sien, dat is dis die begin van Jesus se hantering van die geskiedenis, wat dan gaan uitloop op die einde van alles, wat is, wat ons nou ken en wat vir ons deel is van die bestaan. Goed, kom ons begin dan maar met die ruiter op die wit perd. Wil julle net herinner, daar was 'n ander ruiter op 'n wit perd. In die eerste seël wat oopgebreek is, sal julle onthou, die eerste 4 seëls was elke keer 'n perd in hoofstuk 6. Was elke keer 'n perd en daar het 'n ruiter op 'n wit perd uitgegaan en hy het 'n kroon op sy kop gehad, en hy het 'n pyl en boog gehad. Hier het ons met 'n heeltemal ander prentjie te doen. Daardie ruiter wat daar uitgegaan het ons vir julle gesê, is 'n sataniese mag wat deur God gebruik word om te oordeel oor 'n gedeelte van die wêreld. So het al die 7 seëls het ons nou gedoen, so het al 7 die trompette dit gedoen, en so het al 7 die bakke, die plaae dit gedoen, gedeelte van die wêreld vernietig. Hier het ons nou te doen met 'n ruiter wat bekend staan as die getroue en die betroubare. Nou die 2 woordjies is baie naby aan mekaar in Grieks. En dit is die woorde wat ons baie dikwels gebruik om geloof mee te vertaal. So geloof, met getrouheid, betroubaarheid, vertroue, al daardie begrippe hou met mekaar verband. En as nou 10 minute oor, en julle kan maar weet dat die ruiter wat nou uitgaan, die ruiter op die wit perd wat nou uitgaan, is die een wat werklik getrou en betroubaar is, en wat regverdig oordeel. Dis die volgende begrip wat van hom gebruik word, wanneer hy oorlog voer. Wat regverdig oordeel, wanneer hy oorlog voer. Die beskrywing, ek gaan so aangaan met die teks sonder om te julle te lees, julle kan dit self net toe gaan lees. Die beskrywing van die ruiter op hierdie perd, en die ruiter is Jesus Christus, daar's nie 'n vraag daaroor nie, hy is die oorwinnaar van oorwinnaars, dis hy wat nou hier uitkom. Sy beskrywing vind ons baie van die begrippe wat gebruik word terug in die eerste toneel van die eerste visioen van Openbaring. Daai toneel wat strek van hoofstuk 1 vers 5 tot aan die einde van die hoofstuk. Eintlik is dit 1 vers 9 tot die einde van die hoofstuk, maar ek sluit nou na die week van toewyding, sluit ek hoofstuk 5, 6 en 5 tot 8 daarby in, want daar het genoeg goed daaruit vir my in die 7 briewe na vore gekom,
om het te regverdig. So, baie van die goed wat nou hier beskryf word, is die dinge wat reeds in hoofstuk 1 van die persoon wat soos die gees van wat soos die seun van God lyk, wat met sy wat tussen die kandelare rondgaan in sy regterhand en in sy regterhand die 7 sterre vashou. Daardie vergelykings is baie goed. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskryf wat niemand anders ken nie, net hy self. En hy het klere aangehad wat met die bloed deurweek is en sy naam is die woord van God. Nou, vriende, ek moet oor die woord van God, moet ek tog net vir julle so 'n bietjie probeer help. Die Griekse woord vir woord is logos. Die Hebreëse woord vir woord is dabar. Die 2 woorde het 'n baie groot invloed op buite die Ou Testamentiese verstaan van wie God is en ook op die Nuwe Testamentiese verstaan van wie God is. Dabar is die persoon van die Messias. So dis die een wat wanneer God gesê het, laat daar lig wees, het hy die lig tot stand gekom. Dis nou die Hebreëse woord dabar. Nou, later van tyd het die Hebreëse woord 'n bietjie vervaag in die teologiese gebruik en het mense selfs vanuit die Ou Testament begin praat van die logos. Nou, die logos, die woordjie, die Griekse woord logos, beteken letterlik woord. Maar wanneer Johannes 1 byvoorbeeld van Jesus praat as die een wat van die begin af by God was en self God is, dan sê hy in die begin was die logos. En die logos was by God. En die logos was self God. En dan gaan hy aan met uit hierdie logos het alles ontstaan wat daar bestaan en niks het ontstaan sonder hierdie logos nie. So ek wil hê julle moet die woordjie, sy naam is die woord van God. Moet julle baie styf in julle harte en julle gedagtes vasmaak. Dit is Jesus Christus. Hy is die lewende woord van God. En hy sal tot in alle ewigheid die lewende woord van God bly. As jy dus met hierdie boek besig is, dan is jy in 'n sekere sin, dan is jy nie net besig met 'n klomp letters op 'n stuk papier nie. Jy is besig met 'n lewende God wat pratend in jou lewe teenwoordig is. Hy's die logos wat in jou lewe wil inspreek. En dis verskriklik belangrik dat ons bewus sal wees daarvan dat hy hier aan die einde van Openbaring, aan die einde van die eerste 2 visioene, aan die begin van die visioen oor die geskiedenis, openbaar word as die woord van God, die lewende, skerp, tweesnydende swaard wat die woord van God is, wat so skryf die Hebreërbrief skeiding maak tussen murg en been. Goed, hy het klere aangehad wat met bloed deurweek is en sy naam is die woord van God. Daar het ons nou die bloed waarmee dit deurweek is uit die aard van die saak, die bloed van sy eie bloed en dan ook die bloed van die martelare. Die leers van die hemel het op wit perde agter hom aangery. So Jesus is nie nou meer alleen in die aanslag op die Satan, die finale oorwinningsaanslag op die Satan nie. Die leerskares van die hemel, daai mense, daai wesens, praat ek nou mense, daai wesens van wie Jesus vir Petrus gesê het, dink jy ek kan nie 'n leerskaar of 'n legioen engele uit die hemel uit afroep om my te kom verdedig toe hy Malgas se oor afgeslaan het nie. Dis nou hierdie mense of hierdie wesens wat saam met Jesus op hulle wit perde hierdie aanslag op die magte van die booste lewer. Hulle het fyn wit klere aangehad en dan kom daar uit sy mond en weer eens die logos gedagte, 'n skerp swaard om die nasies mee te tref en hy, hierdie Jesus, sal hulle met 'n ysterscepter regeer.
Hy sal self die parskyp trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was 'n naam geskryf, die koning van die konings en die Here van die Here. Julle het nou al hierdie uitdrukking so baie gehoor. Ons het die hele Desember maand oor die Here van die Here in 'n nederige krib gepraat. Goed, ek gaan so 'n oomblik hier verpoos. Nou eers, dit is nou 'n klomp inligting hierdie. Eers gehoor, is julle by, is julle nog, verstaan julle nog? Jep, ek is by. Ja, dankie Dominee. Julle die logos gedagte gevat. Waarom in julle harte, julle gaan hom nodig kry op die pad voor te hoor. Moenie sonder die logos aangaan nie. Ek dink ons het so 'n paar minute oor, so 2,5 minute, maar ek dink ek gaan hier ophou. Ek gaan nou vanaand net eers hier eindig, dan gaan ons met die tweede deel van hierdie gesig, toe die engel wat in die son staan, gaan ons dan volgende week mee aan, as alles goed loop. Ek dink amper die week daarna is dit, nee, dat is nog 2 weke, 2 woensdae voordat ons wijksbijeenkomste het. So, kom ons maak vanaand hier klaar, en dan gaan ek vir ons met 'n gebed afsluit. Dit is lekker om dit met 'n gebed te kan afsluit ook, sodat die mense die tyd so indeel dat ons dit kan regkry. Maar ek gaan hier met julle stop. Kom ons maak net die oë toe. Here, baie dankie vir dit wat ons vanaand in die woord kon leer. Baie dankie dat ons kan weet dat U die oorwinnaar is, en dat U die een wat wat regverdig oordeel, en dat U oor die sonde van die groot Babylon so geoordeel het dat daar rook vir ewig en ewig opstyg. Baie dankie ook dat U vir ons uitgenooi het om deel te wees van die mense wat die bruilofsmaal van die Lam kan bywoon, en wat dus geseënd is deur U, gelukkig is deur U geseënd verklaar is. En dankie ook, Here, dat ons vir Jesus op die wit perd kan sien ry. Dat ons kan weet, hy is U woord. En U woord sal altyd geld en sal altyd waar wees in hierdie wêreld. Ons kan daarop reken en ons wil dit ook vanaand doen. Ons wil vir U dankie sê vir wat U vanaand vir ons gebied het in Jesus se naam. Amen. Oké, lekker nag vir julle. Dankie. Baie dankie Dominee. Lekker aand vir julle. Dankie. Goeie aand.